Hoe moet ek en jy optree in 'n wêreld wat stukkend seer is soos wat ons tans beleef? Wat moet ek en jy as gelowiges, as koninkryk mense, as God se kinders, hoe moet ons optree in 'n wêreld soos wat ons tans bevind? Wat moet ons optrede wees? Wat moet ons gedagtegang wees? As ons so om ons rond kyk. Ek weet ons sê baie goed in ons hart, ons sê baie goed vir mekaar, maar wat nie noodwendig die regte goed is. So hoe moet ons optree in 'n tyd soos hierdie? Ons leef in onsekere tye en oor 'n tydperk word ons nogal gekondisioneer, stelselmatig, gedesensiteer oor alles wat besig is om te gebeur in ons wêreld. Ons word onsensitief gemaak vir geweld. Geweld is nie meer snaaks nie. Dis amper asof dit aan die orde van die dag is. 80 mense wat daagliks doodgemaak word in Suid-Afrika, of doodgaan in Suid-Afrika, is nie meer snaaks nie. Maar die woord van God het vir ons bemoediging. Dis waarheen ons moet draai elke keer wanneer ons in onsekerheid is. Nie wanneer daar 'n krisis is nie, elke dag. Dat ten spyte van wat ons mee gebombardeer word, dat ons siel voed met die brood van lewe. Want Jesus spreek lewe in sy woord. Die wêreld om ons spreek dood en verwoesting. Jy met my of so ver? Ek wil met jou deel 'n gedeelte uit Matteus 24, as jy so toe wil blaai en jy oophou, ek gaan so 'n bietjie rondspring daar so tussen al die versies in Matteus 24. Maar in ons sekere wêreld roep Jesus ons, soos sy disippels, en getroue volgelinge van ons Here, om waaksaam te wees. Versigtig te wees, hoe ons optree in ons wêreld vandag. So ons leef in 'n tyd waar baie mense met onrus en onsekerheid leef en ons hoor daagliks van oorloë en van konflik, Rusland, Oekraïne, Iran, Israel, VSA en baie ander lande wat hulle tande van mekaar wys en dit grom. So die oorloë en gerugte van oorloë is wat Jesus van praat. Hy verwys daarna vir ons vandag. En dit is so. Ekonomiese druk as gevolg van die oorloë. Ons mense kry swaar. Ons sien dit al hoe meer. Die ekonomie het alles opgeëet en die lewenskoste, dit hou nie meer by nie. Mense voel dit, die ekonomiese druk. Geweld en misdaad, natuurrampe. Hoor ons van, lees ons van, reg oor die wêreld. Natuur is nie meer wat dit was nie, dis anders. Morele verwarring. Wat reg is nie meer reg nie. En wat verkeerd was al die jare word nou geregverdig. So ons leef in 'n verwarde wêreld. 'n Stikkende wêreld, 'n seer wêreld. En baie mense vra, wat gaan aan in die wêreld? En ander sê weer, dit kan nie anders nie, die koms van die Here Jesus is nader as wat dit ooit was. Sy wederkoms is nader as wat dit nog ooit was. En daarmee wil ek saamstem. En dieselfde vraag wat die disippels vir Jesus ook gevra. As ons kyk na Matteus 24. Ek gaan so 'n paar versies met jou deel daarvan op vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel vir ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die koms van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei. Wees waaksaam is jou en my eerste teken wat die Here Jesus vir jou en my sê. Wees net waaksaam, wees versigtig waarvoor jy jou ore uitleen. Wees versigtig voor jy sekere aannames maak. En of jy net alles gaan slik, hoeksluim en sinker, of gaan jy dit 'n bietjie sif? Is hierdie deel van God se plan, of is dit die vyand se vernietigingswerk? Ons weet nie altyd nie. Want die vyand kom soos sy engel van die lig.
En hy doen hom voor as een wat vir ons 'n oplossing in ons wêreld het, en dan is dit nie die een nie. Wie is dit? Ons weet nie. Ons weet regtig nie. En Jesus se antwoord is baie belangrik, en hy praat nie oor wat gaan gebeur al noodwendig nie. Hy praat van, hy bemoedig sy disippels in daai oomblik. Pas op, dat niemand julle mislei nie. Hoe moet God se kinders dan nou leef in hierdie tyd? Jesus erken dat die wêreld onstuimig sal wees. Hy erken dit. Hy, Jesus, skepper van die heelal, erken, daar gaan onstuimigheid kom. Julle sal hoor van oorlog, gerugte van oorlog, daar sal hongersnood en aardbewing wees. Dan voeg hy by, maar moenie verskrik wees nie. Hoekom? Want ek en jy het 'n anker in hom. Hy regeer. El Shaddai, El Elyon, hy regeer. Wêreldleiers dink hulle regeer, maar vergeet dat hulle deur hom aangestel is. En hy kan hulle afstel. As ons Daniël se profesie is. Moenie verskrik word nie. Dis merkwaardig. Jesus sê nie dat dinge gaan gebeur nie, hy sê dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Wanneer dit gebeur, moenie paniekerig raak nie, moenie vir iemand, moenie dat jy mislei word. Dis sy waarskuwing vir ons. Die wêreld is nie buite God se beheer nie. En ek weet baie mense dink so, dat dit tree so op. Ja, nee, wat, die Here gee nie meer om nie, en die wêreld is nou maar besig om te gaan. God is in beheer, hy is nog steeds in beheer, hy regeer. Maar hy laat hierdie dinge toe. Net soos wat hy toegelaat dat in Israel deur al die moeilikhede moes gaan daar in die woestyn vir 40 jaar lang, sodat hy kan toets wat in hulle harte is. As ons deur die Deuteronomium lees. Hy wou toets wat is in hulle harte. Word ek en jy nie ook maar getoets wat is in ons harte nie? Gaan ons bitter en paniekerig raak? Gaan ons negatief raak? Gaan ons angsbevange raak? Nee. Wees waaksaam. Wees versigtig hoe jy hierdie dinge interpreteer en hoe jy dit uitleef en dit uitbeeld. Want ek moet vir u sê, skokkend eintlik. Baie gelowiges leef so asof God dood is. Asof hy nie bestaan nie, asof hy beheer verloor het. Nee, hy is in beheer. Hy is nog steeds in beheer. Niks het verander nie. Hy het gesê nie goed gaan gebeur. Maar wat is jou en my reaksie hier rondom? Hoe gaan ons optree? Wat gaan ons uitbeeld aan die wêreld? Gaan ons aan die wêreld uitbeeld as ons God is in beheer? Ten spyte van wat gebeur. En hy waarsku vir ons. Jesus waarsku vir ons. Matteus 24 vanaf vers 10. Dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Nie meer dit waar? Waar familielede mekaar haat? Waar familielede teen mekaar draai? Dit is so. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Dis die grootste gevaar wanneer kinders van God se harte verkoel en klip hard raak as ons nie goed as waarneem wat om ons gebeur. Wanneer ons harte hard maak. Is dit nie waarom Jesus gekom het nie? Waarom die profete Jesaja en Jeremia en Esegiel gesê het, God sal hy klip hard uithaal en vir ons 'n vlees laat. Kyk ons lewens onsensitiwiteit, ons het nou vroeër al gepraat by hospitale waar hulle veronderstel is om deernis te toon, is daar nie meer deernis nie. Waar daar omgee moet wees, is daar nie meer omgee. So moet dit nie wees met die gelowiges, met die kinders van God nie. Ek en jy moet nog steeds 'n sensitiewe hart hê vir wat om ons aangaan. Ja, ons kan nie sonde goed praat nie. Maar ek kan 'n sensitiewe hart hê. En ek kan 'n omgee hart hê as 'n kind van God, as 'n gelowige. Met deernis optree oral waar ek. Hoef nie noodwendig goed te keer wat in die wêreld gebeur nie. Ek kan 'n land haat soos wat ek wil, maar dit is nog steeds, God het 'n plan. En dit is my opmerklik om te sien hoeveel lande reg oor die wêreld, moslimlande,
waar moslems kragtadig tot bekering kom. God werk, selfs in daardie lande waar dit verskriklik gaan. Iran is daar herlewings wat plaasvind onder sekere seksies in Iran. Ten spyte van die oorlog, ten spyte van moslim dominansie, is daar herlewing wat daar plaas. God werk. En daarom moet ek en jy in 'n opgewonde gees kyk na die wêreld en sê, God het 'n plan. En hy is besig. En dis nie deur krag of geweld nie, die profeet gesê, maar deur my gees, sê die Here. En ek en jy werk met God saam. Ons werk nie teen hom. Want ons kyk na oplossings vir ons wêreld. Dit is nie noodwendig dat jy iets hoef te doen daaromtrent die behalwe om te bid. Want as ek en jy nog steeds glo dat die gebed het groot krag, dan moet ons dit beoefen. Meer tyd in gebed spandeer as wat ons toelaat dat die negativiteit ons oorspoel en oorrol. Daar's baie koue harte in die wêreld. Ek en jy hoef nie daar te buite dra. Wanneer die wêreld hard word, kan ons harte dalk oopmaak word. En nee. God se kinders word opgeroep om meer lief te hê, meer om te gee, meer te bid en meer te vertrou op hom wie die antwoord op oplossing is. Wie volhard tot die einde toe, sê vers 13, sal gered word. Dit beteken ons liggaam vasgebyt word. Dat sal deurgedruk moet word. Sal aanhou vertrou. Al lyk dit hoe, bly ons vertrou. Aanhou vertrou. God se werk gaan voort. Vers 14. Hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, dan sal jy. God wil die ander moet nog hoor. Petrus sê vir ons, hy is nie traag oor sy wederkoms soos wat sommige mense dit traag verag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, hy is geduldig oor ons, en hy wil nie hê iemand moet verloren gaan nie, maar dat almal gered moet word. Dis God se hart. Dit moet jou en my hart ook wees. Ons kyk na die boosheid om ons. En besef en weet maar, al wat dit gaan verander is wanneer hulle gered word, wanneer hulle verlos word, wanneer hulle sondes vir God bely en God se kinders word deel van sy familie. Ons is nie 'n Christenland omdat daar so gesê was. Jy is nie 'n kar as jy in 'n garage gebore word. Jy is nie 'n Christen omdat jy in 'n Christenhuis gebore is. Jy word in die dag wanneer jy die Here Jesus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, wanneer jy voor hom jou sondes bely het en dat staan het en toegelaat het dat jy volmaak met sy gees. Dan is jy as 'n Christen, dan is jy 'n kind van God. Dan is. Dis wat die wêreld nodig het. En hulle besef dit nie, hulle weet dit nie. En met baie valshede was mense mislei oor die jare. En dit hoef nie so te wees nie. Ek en jy is die antwoord. Ek en jy is God se antwoord vir ons wêreld. Al kan jy nie fisies iets doen nie, kan jy bid. Bid teen die bose aktiwiteite. Hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, dan eers sal die einde. Ja, die wêreld beweeg nie net na chaos nie, dit beweeg ook in 'n vervulling van God se plan. God se plan word vervul in die proses. Mense kom na hom toe. In drome kom moslems tot. Sonder dat iemand met hulle hoef te praat. Gaan doen jouself 'n guns, gaan kyk nou op geopende deure se webwerf. En gaan lees die getuienisse daar van moslems wie een na die ander tot bekering draai na die Christen geloof. In 'n droom, in 'n visie wat hulle van die Here sien. God werk op sy manier. Hy jou en my nie nodig nie, maar wat 'n voorreg om deur hom gebruik te word. Wat 'n voorreg dat hy ons kan gebruik. Petrus sê dit so mooi. Hy sê dit moet hulle veral weet dat daar aan die einde van daardie spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Daar is spotters. Dis hulle wat op die kantlyn staan en spot. Met jou, my, met gelowiges, met Christene. Ons eie regering. En sal sê, waar is die belofte van die wederkoms? Want van die Vader ontslaap het, bly alles soos wat dit was van die begin af. Want moetswillig vergeet hulle. Moetswillig vergeet hulle, sê Petrus. 2 Petrus 3:5.
dat daar van die lank af die hemele was 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God. Want daar die toenmalige wêreld met water oorstroom en vergaan het, maar die teenwoordige hemel en aarde is dieselfde woord as 'n skat weggelê vir die vuur. So dat gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Dis op pad. Ons weet dit. 'n dag van oordeel en verderf van goddelose mense. Hulle wat God nie wil dien nie, wat hom nie wil aanneem nie. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is. En 1000 jaar soos een dag. En die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag in ag nie, maar as lang moedig vir ons, hy wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel sal met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand, terwyl al die dinge dan vergaan. Hoe danig, hoor nou mooi, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsdienst. En dit praat met die kerk, die gelowiges. Hoe danig moet julle nie wees in julle heilige wandel en godsdienst. Nie saam te praat nie, nie saam te stap nie, nie saam te deel nie. Anders te wees. Anders te wees in ons wêreld vandag. Selfs in moeilike tye kom mense tot geloof in Christus. Die kerk van Christus groei. Hulle sê die bloed van martelare begin daar 'n nuwe kerk. Want martelare gemoor word vir hulle geloof, spring nuwe kerk op. Ondergrondse kerke. Maar hulle kom op, een na die ander. God se gees werk steeds in mense se harte. Selfs in ons tyd vandag. So wat word van ons verwag in hierdie tyd? En Jesus maak dit vir ons baie, baie duidelik. Van die dag af, en die uur weet ons nie. Van die dag en die uur, ons weet nie. Daarom moet ons nie probeer om datums te probeer uitwerk nie. Of iemand te volg wat datums uitwerk nie. Die belangrikste ding is, leef vandag reg en heilig en gereed, asof hy enige oomblik gaan opdaag. Waar dan? En dis kom Petrus vir ons geskryf het. Hoe danig moet julle nie wees in 'n heilige wandel en godsvrug. Ons is anders. Ons sal ook anders lewe en nie verskoning maak daarvoor. Dit beteken, lewe naby aan die Here. Lewe naby aan hom. Gesels met hom soveel as wat jy moontlik kan, dat hy aan jou afvryf, eerder as wat die media aan jou afvryf. Bly getrou in geloof, bly vertrou, dat daar oplossing gaan wees van sy kant. En leef jou vertroue volkome uit in Christus, skaamteloos. En leef in pas met die Heilige Gees. Wandel deur die Gees, skryf Paulus vir ons. Dan sal jy nie die begeerlikhede van die vlees word. Maar die vlees wil bang word. Die vlees wil goeders doen. Die vlees wil oorlog maak. Weg? Die vlees wil. Maar dit is nie kragtig wel meer Gees. Moenie verskrik word. God is in beheer. Moenie moet verloor nie. Sy koninkryk heers. Selfs nou in ons tyd vandag. Moenie onverskillig raak nie. Kyk uit na sy koms. Sy koms is voor die wêreld. Die wêreld waar die toekoms onseker is, en die kind van God vaste hoop. Ons het hoop. Jesus kom weer. Dis ons weet, sy woord sê dit vir ons, en daarom leef ons in vertroue en nie in vrees nie, want hy het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, want vrees kom in die vyand af. Maar hy het ons 'n gees gegee van krag, en van liefde, en van selfbeheersing. Dis vrugte van die Heilige Gees. As die gees van God in jou woon, gaan daar nie vrees wees nie. Maar krag, liefde en selfbeheersing.
God is op die troon. Bly getrou tot aan die einde. En moenie moedeloos raak. En daarom buig ons vanmôre vir U, Heer Jesus. U regeer. Steeds. Niks het verander nie. Ons gesindheid en ons waarneming het dalk verander. Maar ons bid vanmôre, Here, dat ons in lyn sal kom met die werking van God se Gees in ons tyd. Dat ons in lyn sal kom met wat U wil doen deur my en deur elkeen wat vanmôre hierso sit. Dat ons iewers 'n stukkie sout en 'n stukkie lig sal wees vir iemand iewers. Deel van die oplossing, nie deel van die probleem. En dankie vir hierdie voorreg. Here Jesus, ons kom gee onsself weer oor aan en ons maak onsself beskikbaar aan U. Om deur U gebruik te word soos U wil, waar U wil, hoe U ook al wil. Dankie vir hierdie voorreg. Dankie.